Daar sê, dit is die 8de Mei, donderdag aand, en ons gaan aan met ons reeks oor die Britse Israel-visie of die Israel-wit teologie of die Christen-identiteit. Nou ons het dinsdag aand gepraat van hierdie spesifieke groep wat glo hulle is van die 10 verlore stamme van Israel. En ons het 100% bevestig dat hierdie hoofpilaar van hulle val heeltemal plat, want daar is nie 'n manier hoe hulle geskiedkundig of selfs etnies of DNA gewys deel kan wees van die 10 stamme wat weggevoer is na Assirië toe nie. So vanaand gaan ons kyk na 'n ander onderwerp en die ander hoofpilaar wat hulle gebruik. En daardie hoofpilaar is dat swartes is diere. Klink skokkend, maar swartes is diere. Dit is een van hulle ander hoofpilare. Nou hoekom praat ek oor hierdie goed? Hoekom praat ek oor Christen-identiteit en Israel-wit teologie of wit Israel-teologie of wit visie? Hoekom praat ek oor hierdie goed? Want deur die Heilige Gees weet ons dat hierdie is 'n ketting wat ons volk vasbind. Dit bind ons. En dit kan ons nie by 'n plek bring waar ons kan regtig sê 'n nasie onder God nie. Of onder God een nasie, of saam met God eendrag maak mag. Jy sien, want ons kan nie, Pieter, is dit jy? Ons kan nie, daar sê jou Pieter, ons kan nie sê ons dien God, maar ons dien nie regtig God nie. Jy sien, jy kan sê jou God is Yahweh, en ek sê my God is God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, maar een van sy name is Yahweh. Goeienaand Jan ook, daar is hy. Maar een van sy name is Yahweh. Jy weet, so ek kan nie myself net verbind aan een van sy name nie. Daar sê hy tuis, Shalom. Ek kan nie net myself verbind aan een naam nie. En ek moet myself verbind aan al sy name. En ek moet sy persoon leer ken, en hy is 3 persone. Hy is 3 persone. Jy sien, vir God is niks onmoontlik nie. Dit was sy besluit gewees om dit so te maak. En ons sal eendag sien hoe die Alfa en die Omega is net een God. Ons sal dit sien, ons sal beleef, almal wat wedergebore is. Die wat vir die verderf bestem is, sal sien hy is een God, en die wat vir die nuwe hemel en die nuwe aarde bestem is, sal sien hy is een God. So manne wat al reeds opgekom het, en die dames later, vanaand praat ons oor hulle tweede kernpilaar, en hulle sê swartes is diere. Nou kom ons breek hy pilaar gou vanaand lekker stikkend. Ons breek hom lekker stikkend. Ons kan uit die staanspoor uit kan ons begin praat, en ons kan sê, ons verstaan Afrika. As jy 'n boer is, jy verstaan Afrika. Jy weet dat Afrika bestaan uit 2 groot hoofgroepe uit. En die een groepie is kleiner as die hoofgroep. Die hoofgroep het 'n IQ van omtrent 70. Die ander kleiner groepie het 'n verskriklike groot IQ wat selfs hoër is as baie wit mense wat ek ken. En hulle is slim genoeg om te doen wat gedoen moet word. Dis die 2 hoofgroepe. Dan in hierdie een groep waar die IQ so laag is, kry ons onwettige immigrante van ander nasies, en ons het 10, 11, 12 verskillende nasies in ons eie midde. En hulle het hulle eie probleme. En nou sien ons dat as gevolg van al ons interne Suid-Afrikaanse probleme, sien ons iets gebeur in Afrika, en dit is grootskaalse armoede. Grootskaalse armoede lei tot diefstal, tot moord, tot die gejaag na geld. En as jy nog half simpel is ook, dan gaan jy hierdie goed al hoe meer wil jaag. Ons sien dit. Ons sien die korrupsie. Ons sien die swak
werk. Ons sien hulle kan nie die job doen nie. Ons weet dit. Maar hulle is nie diere nie. Hulle is nie diere nie. Omdat God vir ons goedgunstig was, het ek het hierdie ouetjie so klein bietjie. Omdat God vir ons, ou Christo, goeienaand en Mariaan, goeienaand, omdat God vir ons goedgunstig was, kan ons nie sê hulle is diere nie. Ek kon net sowel 'n Zulu gebore gewees het. Dis deur die genade van God dat ek 'n boer gebore is. Jy sien? Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie pilaar. Die wit teologie voer aan dat die swartes diere is en dat die Bybel daarvan getuig. Veral 'n ou met die naam van von Moltke. Hy sê dit in verband met Genesis 1 vers 24. So hulle het 'n nuwe paus gekies. Dankie Christo, ons sal seker môre weet wie is die paus. Nie dat ek omgee nie. Hy is maar net nog 'n anti-kris. Genesis 1 vers 24 en 25. Kyk, kom ons kyk wat sê die skrif. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte. Vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. Toe sien God dat dit goed was. Nou dit is die skrif, net soos hy daar staan. Nou kom ons lees gou in wat von Moltke gesê het oor hierdie hele storie. Von Moltke sê, omdat God van 3 soorte diere praat, naamlik vee, kruipende diere en wilde diere. Nou sit hy die wilde diere van die aarde in een groep. Die wilde diere van die aarde sit hy in een groep. En nou sê hy die volgende. Hy sê die derde groep, hierdie wilde diere van die aarde, is dan verskillend van die vorige diere. Anders sou hulle nie apart genoem word nie. Nou ons kan nou weer na die skrif toe gaan en ons gaan sien dat hulle nie apart genoem word nie. Dit is hoe hy dit lees en hoe hy vir ander simpel mense die goed leer. So nou kom hy met die volgende gevolgtrekking. Hy sê die Hebreëse woord vir wilde diere is chav en dit beteken 'n lewende ding wat lewe. Maar wag 'n bietjie, vee is ook lewende goed wat lewe. En voëls van die hemel is ook lewende goed wat lewe. En kruipende goed is ook lewende goed wat lewe. Dis alles chav in die Hebreëus. Die woord aarde kom van die Hebreëse woord eretz af en dit beteken die hele fisiese wêreld. So God het die vee, die wilde diere, die kruipende diere vir die hele fisiese wêreld gemaak. Goed. Volgens hulle soorte. Nou kyk nou wat sê hy. Nou sê hy die volgende. As gevolg van dit, dat hulle geskape is volgens hulle soorte, verklaar hy die volgende. Dit verklaar die groot verskeidenheid van nie wit of gekleurde rasse. Hoor wat ek vir julle sê? Hy sê dit verklaar die nie wit of die gekleurde rasse. Hoe lees jy dit in daardie vers in? Jy moet totaal en al swartes haat om dit daarin te lees. Jy moet. Nou sê hy, dit verklaar ook hoe die rooi heide in Amerika gekom het. Die Inkas in Suid-Amerika en die Maoris in Nieu-Seeland. As hulle almal van Adam via die toring van Babel gekom het, moes hulle met skepe daarheen gegaan het, baie eeue voordat Columbus en de Gama hulle ding gedoen het. Dit is von Moltke. Nou sien hierdie ou het glad nie geskiedenis geken nie. Hy het glad nie geskiedenis geken nie. Kom ons kyk 'n bietjie na daai skrif. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde. As jy dit reg lees, kan jy sê, en God het gesê, dat hy die lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee van die aarde, kruipende diere van die aarde en wilde diere van die aarde. Nou, eretz, aarde, wat eintlik die hele wye wêreld beteken ook
Dat hulle uit die grond uitkom. Dat hulle uit klei gemaak is. Net soos Adam uit klei uitgemaak is. Kom dink julle God het sy vingers geklap en toe ewe skielik is daar 'n bees. Toe klap hy weer sy vingers soos daar 'n kudu. Nee, laat die aarde hulle voortbring. Die aarde het dit voortgebring. God het alle lewende wesens uit klei uitgemaak. Adam ook. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil net nou gou terugkom na hierdie met skepe storie. Wag, kom ek kom nou sommer na dit ding toe met skepe. Hy sê hierso, hierdie mense moes na Adam en na die toring van Babel met skepe daarheen gegaan het. En raai wat? Hy is heeltemal reg. As jy die Fijiaanse, Samoaanse en Maori geskiedenis gaan kyk, dan sal jy sien dat hierdie ouens uit die Midde-Ooste en uit Afrika uit begin het met roeibootjies. Hulle het hierdie roeibote gemaak, hierdie groot roeibote. En hulle het al om die kus gevaar, by Indië, Sri Lanka, al die plekke, het hulle omgevaar, en soos wat hulle omgevaar het, het hulle ander deel van hulle gemaak, geontvoer, geondertrou en al hierdie goed. En so het hulle geskuif, regom, maar hulle wou nog verder gaan. En toe bly hulle roei. En dit het 'n hele paar 100 jaar gebeur. Toe bly hulle roei. En toe die een stam by Samoa uitgekom, die ander stam het by Fiji uitgekom, en die ander ouens wat nog verder geroei het, het by Nieu-Seeland uitgekom. Dis in hulle geskiedenis, in hulle tradisie, in hulle geskiedenis. Hierdie ouens het met skepe gegaan. Hulle het, reg oor die wêreld. En jy sien wat Von Moltke nie kan verstaan nie, is dat daar 'n groot grondverskywing plaasgevind het in God se plan. Groot grondverskywing. Ons weet hoe die verskillende kontinente min of meer aan mekaar kan pas. Ons sien 'n skering wat nou plaasvind hier iewers in Afrika. Daar's baie van hierdie videoetjies en goed gemaak. Dalk is Afrika nou besig om in twee te split. Die Afrika kontinent. Daar's 'n groot moontlikheid. Hierdie goed gebeur vinniger as wat jy kan dink. Verander die aarde as gevolg van vulkaniese aktiwiteite in die see en op die grond. Dinge kan baie vinnig verander. In 'n oomblik kan dinge verander. Nou goed, so hierdie Von Moltke en sy medelopers het nie regtig die wêreld verstaan nie, en hulle was nie goeie geskiedkundiges nie, en nog minder het hulle gehad wat ons vandag het, en dit is etniese en DNA toetsing. Nou kom ons lees 'n bietjie verder wat sê hierdie mense. Hoe meer 'n mens die wit teologiese geskrifte lees, hoe groter word die teenstrydighede. Eers is daar gesê dat Satan die swartes geskape het. Luister mooi. Swartes is geskape deur Satan. Die duiwel het hulle gemaak. Wag so 'n bietjie. Met ander woorde, wat sê jy vir my, dat God het vir 'n gevalle engel, 'n vervloekte engel, 'n skepsel, het hy skepingsmag gegee. Sodra soos God vir 'n ander wese skepingsmag gee, dan is daardie wese 'n God. Jy sien, en selfs Islam kan nie daarmee wegkom nie. Want in een van hulle suras, in een van hulle tekste, staan daar so, Jesus het 'n voeltjie uit klei uitgemaak, en hy het lewe in hom ingeblaas met die permissie van Allah. Nou Allah het vir Jesus 'n skepende mag gegee. Met ander woorde, wat het Allah gedoen? Hy het Jesus 'n God gemaak. En die moslems hardloop in 'n baksteenmuur vas, elke keer met daai skrif. Dan hardloop hulle teen 'n baksteenmuur vas, hulle kan dit nie verduidelik nie. So hulle moet eintlik erken dat Jesus Christus God is. En hulle kan nie, maar is in hulle Koran. Nou dieselfde met hierdie wit teologie ouens. 'n sekere groep het gesê, nee, die duiwel het die swartes gemaak.
Met ander woorde, die duiwel kan skep. As hy kan swartes maak, kan hy koeie, beeste, you name it. Hy kan enigiets maak. En die ander groep sê, nee, dit kan nie reg wees nie. Nou word daar weer gesê, dat God het die swartes geskaap, maar die swartes is diere. Sien julle, dit is so 'n kringloop, daar is baie van hierdie tipe kringlope in hierdie gemorsleer. Hoekom noem ek hierdie gemorsleer? Bernardus, hoekom noem ek hierdie goed gemorsleer? Ek gaan gou vir julle iets lees. Ek gaan net gou die skrif kry. Ek het die skrif vroeër vandag gehad. Ek gaan gou vinnig die skrif kry. En dit staan in Titus. Ek het gou vinnig daarby uitkom, Titus, hierso. Titus hoofstuk 1. Gasvryheid. Want daar is baie wat tigteloos is, wat onsin praat en verleiers is. Veral die wat uit die besnydenis is, of hulle dink hulle is uit die besnydenis, soos hierdie verlore stamme. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderste bo deur te leer wat nie betaam nie, terwille van vuil wins. Een van hulle eie profeet het gesê, die Kretense is altyd leenaars, ongediertes, leibyke. Hierdie getuienis is waar, daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Kan julle verstaan hoekom ek hierdie lering gee? Daarom moet jy hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees. Ons moet hierdie ketting, wat ons boervolk vashou, moet ons breek. Ons moet hom breek, en ons breek hom deur die genade van Jesus. Breek ons hierdie ketting. Né? So, nou sê hulle, swartes is diere. Nou sê hulle is beslis nie mense nie, want sê Van Moltke, na sy koddige gevolgtrekkings uit Genesis 1 vers 24. Kom ons lees nou Genesis 1 vers 26 sê hy, hier word mense geskape. Adam beteken 'n wit mens of rooierig, of om te kan bloos, of om bloed in die gesig te kan wys, en daarvoor moes sy vel wit gewees het. Hey, as 'n ou kan bloos, dan raak jy so pinkerig of so rooierig, daarom is jy 'n wit mens. Daarom moes Adam wit gewees het, want Adam kon bloos. Adam was so rooierig gewees. Weet jy wat noem ons hierdie goed? Jy noem dit duimsuig. En dit kom daaruit, omdat jy nie jou eie sondes wil bely nie. Want jy sien, om aan erkenning aan die kruis te gee, beteken dit dat jy moet erken, jy is 'n sondaar. En dat jy 'n redder nodig het. Nou as jy nie wil bely dat jy 'n sondaar is nie, moet jy aan iets vasgryp, een of ander valse geloof, wat jou uit daai skuldgevoel kan laat uitkom. So nou sê jy sulke goed, en jy volg so tipe leer. Nou kom ons kyk nou. Kom ons kyk nou na die wetenskap. Wat sê die wetenskap? Die idee dat bloos ras eksklusief is biologies onwaar en het geen grond in wetenskaplike of teologiese navorsing nie. Bloos is 'n fisiologiese reaksie wat veroorsaak word deur verhoogde bloedvloei na die gesig as gevolg van emosies soos verleentheid, skaamte of stres. Dit kom by mense van alle rasse en etnisse voor, alhoewel dit minder sigbaar mag wees by individue met donkerder velkleure as gevolg van melanien. Melanien. Dit is 'n pigment in jou vel. As jy min melanien het, raak jy al hoe witter. En ons sien onder die swart volke, wat ons noem wat noem ons hulle nou weer? Hierdie ouens wat uitkom en hulle so spierwit met geel rooi kroesiekies en tog, okay, ek kan nou nie die Afrikaanse woord onthou.
Maar hierdie ouens het nie melanien in hulle bloed nie, in hulle vel nie. So hulle kan nie bruin word nie. Hulle kan nie wit wees nie. Daai ouens is witter as wit. Melanien. Nou swart Afrika, wat ek het nog nooit 'n swarte gesien in my lewe nie in elk geval. Ek dink die naaste albino, dankie Thys. Ek dink die naaste okay, dankie. Die naaste wat ons gekom het aan swart was 'n ou wat ek gesien het in Zambië. Hy was redelik naby aan swart. Maar verder het ek nog nie 'n swart persoon gesien nie. Donkerbruin, ja, baie donkerbruin. Maar nog nie swart nie. En ek het nog nooit 'n wit mens gesien nie. Nog nooit nie. Ek het Europeërs gesien, Amerikaners, Australiërs, Nieu-Zeelanders, Engelsmanne, Fransmanne. En die Franse is ook nie net meer wit nie, hulle is so geondertrou met die swartes. Jy het nou swartes wat Frans is. Hulle noem hulle self Fransmanne. Ek definieer myself as 'n boer. Baie meer as wat ek myself definieer as 'n wit mens. Want kyk na my pigmente. Hierdie is wit mense. Dis wit. Dis wat. Jy sien, ek het voorgisterand het ek mos vir julle gesê waar daardie idee van rasseverskille ingekom het. Kom ons kyk wat sê hulle. Wanneer hierdie konsep deur 'n spesifieke randgroep bevorder word, moet dit krities ondersoek word aangesien dit ooreenstem met ongeldige rasse-ideologieë eerder as gesonde teologie of wetenskap. Nou ek en jy weet, ons klassifiseer almal. Ja, ek klassifiseer ook myself as 'n wit mens. En ja, daar is groepe wat kleerling of baster is, en ja, daar is groepe wat ons sê is donker Afrika, of swart Afrika. Dit is so. Maar God die Vader het ons almal verskillend gemaak. Uit een bloed uit, sê die skrif, en hy het vir elke nasie, volk en taal sy eie grondgebied gegee. Ons mag nie mense haat nie. Ons mag nie. En as 'n mens 'n teorie wil gebruik, soos byvoorbeeld, God het eers die swartes geskape in 'n ander wêreld, voordat hy hierdie aarde gemaak het, dan bly hy nog steeds hulle skepper. Jy sien? Ek het al vir Vader gevra, Vader, hierdie aborigines van Australië, waar kom hulle vandaan? Waar kom hulle vandaan? Was hier 'n ander wêreld gewees voordat U ons aarde gemaak het en jy het hulle bewaar? Want hulle lewe soos mense wat regtig waar nie eintlik moet deel wees van die aarde nie. En ek kry skoon hoendervleis as ek dit sê. Maar hulle het geweet van die groot een en van die klein een wat in die lug is. Toe die evangeliste, die missionaries van die Rooms-Katolieke Kerk, toe hulle in Australië geland het, toe probeer hulle hierdie aborigines, ek weet nie of daar 'n Afrikaanse naam is vir aborigines nie, wat sal dit in Afrikaans wees? Hierdie bastard nasie, want hulle is nie bruin nie, hulle is nie swart nie, hulle is ook nie wit nie. As jy dit wil 'n rasse klassifiseer, volgens wit, bruin, geel, wat ook al. Hulle is nie bruin nie, hulle is nie swart nie, hulle is nie wit nie. Hulle is amper so vaalgrys van al die as wat hulle op hulle smeer. So waar kom hulle vandaan? En as ek vir Vader vra, waar kom hulle vandaan, dan kry ek daardie tipe van 'n antwoord van, wat het met jou te maak? Wat het dit met jou te doen? Moet ek al my skepingsgeheime met jou deel?
Jy moet eenvoudig doen wat ek sê. Wie is jy, seun van die mens, om vir my te kom ondervra? En dan sê God op 'n ander plek, maar vra my enigiets. Maar jy sien, as jy vir God enigiets vra, moet jy verwag om 'n antwoord te kry, wat jy nie van gaan hou nie. Of 'n antwoord waarvoor jy gaan hou. Hoe dit ook al sê. Hier kom die kern van die wit teologiese standpunt na vore. Die blankes is vandag se Israel en die swartes is diere. Die belangrikste gevolg van hierdie standpunt is nou dat die wit teologie alles wat in die Bybel oor Israel gesê word, letterlik op die blankes toepas. So wat gebeur nou? Nou, omdat hulle sê swartes is diere en Israeliete is wit mense, met ander woorde, al die wit mense is nou Israeliete, daarom elke liewe profetiese woord en elke liewe geskrif wat in die Bybel staan oor Israel, is nou van toepassing op die wit mense. Sien julle die draai van die grys stof, hoe hulle probeer 2 en 2 bymekaar sit. Maar eintlik wat hulle probeer bymekaar sit is 'n 9 en 'n 7 om 'n 1 te maak. Hulle kan nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Vir die wit teologie is dit ook 'n uitgemaakte saak dat Israel tot die blanke ras behoort. Dit het Eksteen gesê in 1988. 1988. Daar was genoeg kennis in 1988 om nie so stupid aanname te maak nie. En Eksteen stel dit kort en saaklik, die Israeliete is wit mense. Nee, hulle is nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Die antieke Hebreërs. Ek praat nou van Abraham, Isak en Jakob. Die antieke Hebreërs tot en met die Babyloniese gevangenskap en verder aan, maar basies tot en met die Babyloniese gevangenskap. Die antieke Hebreërs se velkleur het gewissel van lig tot medium bruin, soos moderne Mizrahi-Jode, Arabiere en ander Lafantynse volke. Lafantynse volke is volke in daai area. Ligbruin. Nie ons kleur nie, ligbruin. Soos 'n baster. Goed. Bybelse verwysings. Kyk nou na hierdie een. Beskrywing soos in Hooglied 1 vers 5 tot 6. Nou, die eintlike vertaling is hierdie woord, en die mense hou nie daarvan nie. Ek is swart maar lieflik. Salomo het 'n groot gedeelte van Hooglied toegewy aan die koningin van Skeba van Ethiopië. Sy was swart, as ons kyk na velkleur. Sy was swart. Hoe vertaal ons vertalers dit deesdae? Hulle vertaal dit so. Ek is bruin gebrand maar lieflik. Dit klink asof die persoon 'n tan gekry het. Ek is bruin gebrand maar lieflik. Hierdie vrou waarvan Salomo praat in Hooglied is 'n bruin persoon. Of 'n swart persoon. Die koningin van Skeba was swart. Of donkerbruin. Ek is bruin gebrand maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo. Met ander woorde, ek is wat? Ek is donker. Die tente van Kedar, die tente van die Arabiere, ek is so donker soos daai tente. Soos die gordyne van Salomo. So donker is ek. Argeologie en genetika. Antieke nabye Oosterse volke, insluitende Israeliete, was nie wit in die Europese sin nie, maar het Mediterraanse Midde-Ooste pigmentasie gehad. Hulle was olyfkleurig, ligbruin. Dis die kleur wat Jesus was. Moderne Joodse mense. Jode van vandag is 'n diaspora bevolking met uiteenlopende voorkoms weens eeue van migrasie, huwelike tussen verskillende groepe en aanpassing. Mizrahi Jode wat ek vroeër genoem het, dit is Midde-Oosters of Noord-Amerikaans. Meestal olyf tot bruin. Soortgelyk aan ander Lafantynse en Arabiese bevolking. Baie keer spreek ek dit verkeerd uit.
Dan die Sephardiese Jode. Hulle is nou weer Spaans-Mediterraneans. Daai nie wat mense nie. Dikwels medium velkleur soos Suid-Europeërs of Noord-Amerikaners. Sien julle Noord-Amerikaners? Ashkenazi Jode. Europeërs. Baie het ligte velkleur weens vermenging met Europeërs, maar sommige het steeds Midde-Oosterse gelaatstrekke. Die Beta Israel, hulle is die Ethiopiese Jode. Hulle het 'n donker velkleur weens hulle Afrika afkoms. Die Bene Israel en die Kohen Jode, of die Kohen Jode, word ook genoem die Indiese Jode. Hulle velkleur wissel van lig tot donkerbruin. Gevolgtrekking. Die oorspronklike Hebreërs was nie wit Europeërs nie. Hulle was nie. Maar Midde-Oosters met olyf tot 'n bruin velkleur. Moderne Jode vertoon 'n wye spektrum weens hulle diaspora geskiedenis, maar baie, veral Mizrahi en Sephardiese Jode, lyk steeds fenotipies soos die antieke Hebreërs. Iewers het hy 10 verlore stamme in 'n sneeustorm beland. Ok, hier is nou my teologie. Daai 10 verlore stamme, hulle was weggevoer daar na die ooste toe. Daar het hulle in 'n sneeustorm beland. Toe word hulle wit. Hulle was blou-wit gevries. En toe besluit hulle om na 'n warm plek toe te trek. Toe trek hulle Europa toe. En teen die tyd wat hulle in Europa kom, toe is hulle wit mense. Goeienaand Heila. Toe is hulle wit mense. Nee, dis 'n leuen. Dis 'n DNA genetiese etniese leuen. Israel is nie wit nie. En swartes is nie diere nie. Dis 'n totaal en al 'n verdraaiing van die skrif. Totaal en al verdraaiing van die skrif. En 'n ou kan dieper in die skrif gaan. Jy kan dieper in geskiedenis gaan. Die shepherding kings of die skaapwagter farao's wat hulle genoem was. In die tyd van die Hebreërs toe hulle in Egipte was. Daai farao's was swart. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. En dan moet 'n mens nie eens vergeet van die feit dat in die Ou Testament staan daar baie duidelik, indien daar 'n heiden na julle kamp toe kom nie, en hy wil graag 'n Jood word, en hy wil graag 'n Hebreër word, moet hom nie weier nie. Die vreemdeling, die heiden, laat hy inkom in die kamp in. Jy sien, toe Israel trek uit Egipte uit, het hulle nie net getrek as Hebreërs nie, daar was Egiptenare wat saamgegaan het. Daar was ander volke, tale en nasies wat besluit het, hulle wil deel wees van hierdie trek. En hulle het saamgegaan. Hulle was nie suiwer etnies net Hebreërs nie. En al was hulle, teen die tyd van die Babyloniese verdrukking en wegvoering, die tyd van die diaspora, het daar in elk geval hoeveel volke al onder hulle geondertrou. En dit was die rede ook hoekom God vir hulle so baie pak gegee het. Want hulle het die hele tyd geondertrou met ander volke. So nee, hulle was nie wit nie. Israel is nie wit nie en swartes is nie diere nie. Alright. Piet, goeienaand. Goed, ek gaan ter inleiding hierdie stuk lees. En dan sal ons dalk môre aand die volgende ene doen, anders die eers weer maandag aand. Of Sondag, dalk Sondag. Maar dalk doen ek 'n anderste preek Sondag. Kom ons kyk 'n bietjie. Tipiese argumente as bewys dat Israel blank is. Hierdie is net klomp twak. Die wit teologie gebruik hoofsaaklik 3 tipes argumente om aan te toon dat Israel blank moet wees. Om hierdie argumente te kan verstaan, is dit belangrik om eers die aandag daarop te vestig dat die wit teologie
se redenasies in die reël 'n spesifieke patroon, 'n kringloop vertoon. Die redenasies begin eintlik in die onderbewussyn by die bekende eienskappe van die blanke westerling. Die vertrekpunt is met ander woorde wesentlik die eie bekende wêreld van die wit teologie. Hierdie bekende sake word dan oorweeg as die moontlike sake waarna die Bybel verwys. Ek glo julle verstaan dit. Nee, omdat ons wit mense is eintlik superieur, ons is die superras, daarom moet die Bybel van ons praat. Sien julle, dis hoe dit werk. So begin die kringloop, Omdat hierdie verbintenis logies lyk, word nou sonder meer aanvaar dat die Bybel nooit iets anders te bedoel het nie, as net hierdie bekende sake uit die hede. Die volgende stap is om te verklaar dat die Bybel self so sê. So eers as jy dink jy's superieur en God praat basically net oor jou in die Bybel, dan is dit maklik om te sê, dan dis Bybels dat wat teologie die waarheid is. Dit is so onbybels soos wat kan kom. Hierdie Bybelse uitsprake word dan letterlik op alles in die hede toegepas, daarmee is die kringloop voltooi. Met ander woorde, in hulle gedagtes, in hulle teologie, gaan dit net oor hulle in die Bybel. Maar reg deur die eeue, reg deur die geskiedenis, het God bewys deur sy Heilige Gees op sekere groepe mense uit te stort. En daardie mense het kragtadig begine beweeg in die Heilige Gees en wonderwerke verrig. Mense het selfs uit die dode uit opgestaan. Mense profeteer uit allerlei volke, tale en nasies. Party natuurlik vals, maar ander die waarheid. So hierdie pilaar van Israel is wit en daarom is die wit mense die gekose volk. Dis nie waar nie, dit val plat. Ons is een van die volke van God wat beopdrag is om die evangelie in donker Afrika in te vat en ons het nie ons opdrag uitgevoer nie. En daarom is ons nou nie eens die hond nie, ons is nou die hond se stert, se agterwêreld. Omdat ons nie gedoen het wat God sê nie. En hierdie word bewys dwars deur die wêreld, en ek gaan nou hiermee klaarmaak. Dwars deur die wêreld word hierdie standpunt bewys. Kyk na die islamitiese lande waar hulle erg hamer op Sharia wet, op die moslim geloof. Kyk na die Indiese lande. Indonesië is die land met die meeste islams in. Hulle is omtrent almal islam. Jy kan nie daar sê jy's 'n Christen nie, word jy kop afgekap. Behalwe as jy 'n toerist is, dan aanvaar hulle dit. Maar kyk na daai lande. Vat China byvoorbeeld, wat Kampsdag so groot en so ryk is. Nie goeie naam. Vat vir China, weet julle hoeveel onregte word daar gepleeg? Daardie lande is in chaos gedompel. Hulle is verarm. Die enigste lande wat goed doen, wat islam is, hulle is nie eintlik islam nie, maar hulle sê hulle is islam, is die Arabiese lande. Maar die mede in die Persiese lande en Pakistan, die mede in die Persiese lande is Irak en Iran en daai tipe lande. En Pakistan, wat eintlik Indiër was, wat nou islam is. Daai lande krepeer van die ellende. Kyk na Afrika waar islam houvas ingekry het. Dis net moord en doodslag. Is dit die tipe God wat ons dien? Nou gaan dien jy 'n God deur hierdie wit teologie en jy dink jy's 'n super wit mens en swartes is diere, maar jy is die gatkant van die hond op hierdie stadium. Dis wat God jou toegelaat het dat jy word. Hy het toegelaat dat hierdie donker Afrika wat jy so hard opstaan en jou verneder. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat ons die verkeerde God dien. Een van hulle het ek al gehoor, hulle probeer Yeshua uitspreek op 'n heel ander manier. En ek het al daaroor gespot, en ek sal, want dit is nie my God nie.
Net soos ek oor die profeet Mohammed sal spot, hy is nie my God nie. Yahuwah. Jy kan enige van hierdie trompette kry wat Afrika so blaas, wat so baie geraas maak. Dan kan jy daardeur blaas. Is dit my God se naam? En as ek bekommerd oor een naam van God? Nee. My God is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die drie enige God. Die Elohim, die Adonai, die El Shaddai, die El Elyon, Immanuel, die Roos van Sharon, die Leeu van Juda. Die een wat vir my gesterf het en gebloei het op 'n kruis. Wat 3 dae later gedoen het wat hy gesê het, hy het opgestaan. Wat opgevaar het na die hemel toe met hierdie boodskap dat hy terugkom. En dat sy Heilige Gees vir ons nog goed sal openbaar. En dit het hy gedoen deur sy apostels. Dis my God wie ek dien. Ek weet wat 'n God dien jy nie. Ons sê vir die Vader, dankie vir vanaand. Ek het nie hierdie boodskap vanaand begin met 'n gebed nie. Maar ons kan hom afsluit met 'n gebed. Vader, ons sê vir U dankie dat U vir ons geskaap het. En dat U in die woord sê in Efesiërs 1 dat U ons geken het voor die begin van die aarde af. En dat U al reeds van die begin af goeie werke in ons ingebou het. Goeie werke voorberei het vir ons om in te loop. En U het U Heilige Gees vir ons gegee om ons te bekragtig in hierdie goed. En ons sê vanaand vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Wees met almal, Vader, wat bereid is om te leer en meer te leer. En wees spesifiek met diegene wat hierdie juk van hierdie valse leer wil afgooi. En in die naam van Jesus Christus breek ons hierdie ketting van valse wit Israel, wit teologie, Christen identiteitsleer. Ons breek dit in die naam van Jesus. En die skrif sê, wat ook al ons breek in die naam van Jesus, sal so wees. Ons ontbind dit, ons maak dit los van ons mense in Jesus naam. En ons sê vir U dankie daarvoor, Vader. Prys die naam van die Here, man. Daar sê, julle moet 'n wonderlike aandjie verder hê. Ek gaan nou in so 18 minute gaan ek my tweede video vir die aand maak en dit sal gaan oor die Federale Alliansie. Alles wat mooi is vir julle.